Dit staan voor die oond. Peter, jy sal in die toekoms jou leeslesse baie beter moet voorberei en lees nou weer daardie sin. Oond, Roer die deeg. en sy roer die deeg want sy bak 'n koek. Daarvoor het 'n mens Meel, melk, suiker. meel, melk en suiker. Die hele sin domkop. 'n Mens het meel, melk en suiker nodig. Die moeder. Meel, melk en die moeder. Kom jy vandag saam, Heidi? Nee, kan nie. Kyk net hoe sneeu dit alweer. Ja. Ai, Peter, dink jy dit gaan ooit weer ophou sneeu, hè? Wag, ek het 'n plan. Wat sit? Kom saam met my huis toe dat jy eers warm kan word. Dit is die eerste keer dat jy 'n goeie plan het. Daar's hy. Dis gaaf, dankie. Oei, 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 oei. Gaan nooit weer ophou sneeu nie. Dink jy nie jou ouma wag al op jou nie, Peter? Ek weet nie, maar ek dink jy moet gaan. Wat? Dit sneeu dan nog al die tyd as ek in nou loop. Ek gaan die sneeu my vaskeer. Wag 'n bietjie, sal jy? Hoekom? Ek wil sommer hier met 'n brief saamneem vir jou ouma. Van wie? Van my. Van wie dan anders? Skryf my 'n sneeustorm met 1 E of met 2 E's. As jy dit nie eers weet nie, hoe moet ek dit nou weet? Probeer 'n bietjie dink, miskien val dit jou dalk by. Ek wil nie. Beloof my jy sal onthou om die brief af te lewer. Ek sal nie vergeet nie. Beloof. Tada! Wees versigtig. Totsiens. Oral net sneeu. Nat. Dag, ek is terug. Peter, O, ek kan dit nie verdra nie. Dit sneeu al die hele dag. het Heidi saamgekom? Nee, sy kan nie vandag nie. Dit sneeu veel te erg. Meters diep. Ja, ek verstaan. As dit so erg sneeu is dit daarom veel te gevaarlik. O ja, ek het 'n briefie by my. Dit is vir ouma. Van die skool? Nee. Van Heidi, hè. Hierso. Die Heidi tog. Sy weet mos baie goed dat ek nie kan lees nie. Daarvan het ons nou al twee vergeet, ouma. Ek was hier op skool, jy sal dit self moet voorlees. Ag, daar staan seker niks in nie. Daar staan baie beslis iets in daardie brief, Peter. Hoekom sou Heidi dit dan geskryf het? Ja, ek weet nie. Liewe ouma, ek wou vandag gekom het, maar dit sneeustorm vandag. As die storm verby is, kom kuier ek vir ouma. 'n belofte is. Handskrif is darm lelik. En ek breek nooit 'n belofte nie. Ek wou baie graag vandag. Moenie so kwaad lyk nie. Jy het mos ook vergeet. Dit maak nie saak nie. Jy weet hoe min ek van lees hou. Dis wat my so kwaad maak.
Nie so te kere gaan nie, dis nie so erg nie. Maar weet jy hoe lyk jou skrif? Ja, ek weet my skrif is nie baie mooi nie. Maar jy kan darm gerus af en toe vir jou blinde ouma 'n briefie voorlees sonder om so groot baai op te skop. Ja, Is jy nou klaar? Het jy vir Peter alles gesê wat jy wou? ja. Ek het ook al dit gesê wat ek wou. Jy kan maar weer vir ouma skryf, maar maak dit net kort, net 2 sinnetjies wat ek uit my kop uit kan leer, hoor. Ek dink ek het 'n beter plan. Ons gee jou Heidi se storieboek om uit te leer lees. Hy dis 'n storieboek nooit. Ek het ook daar uitgeleer, dit was maklik. Ja, ek het vergeet, ek moet net gou. Aan jou praat sou mense sê dit maak seer om te leer lees. Kom saam na hierdie skok en jy 'n stukkie kaas kry. Toe kom nou Peter, Maar net as jy die boek in die kas los. jou lafaard. Speel ons nou of speel ons nie? Speel. Dis jou beurt, toe maak gou. Slaap, Kous, dis my houtjie. O, Ag, wat kom ons nou op met speel? as jy nie meer lus nie. Ja, maar jy is nie. Al wat jy doen is om oupa dop te hou. Jy stel nie belang in ons spel nie. Is jy dan geïnteresseerd in wat ek hier doen? Ek het nog nooit so iets gesien nie. Ja, kom, probeer self. Kyk 'n bietjie of jy dit kan doen. Ai, mag ek regtig probeer? Ja, as jy wil. Ja, Ek hou duim vas. Aha. Kyk, oupa, hy kry dit reg. Ja, ek sien so. Dis baie goed, Peter. Dit was mos baie goed, oupa, of hoe? Nie goed genoeg nie, maat, kom reg. Vir die eerste keer is dit al baie goed. Jy sommer knap. Hierdie jaar gaan ek wen. Wat jy O dan- ja. Net as een wen wat laaste by die wenpaal aankom. Wat staan die wenpaal gaan ons resies hardloop? Nee man, nie hardloop nie. Ons sal weer 'n keer 'n sleewedren soos elke jaar. O, ek neem ook deel en julle sal sien die keer wen ek. Jy kan maar sien. Julle sal verbaas wees, ek is regtig goed in sleeresies. Vra maar vir Peter, hoor. Vra vir hom. Ek sê nou met hulle, kom lag hulle so snaaks. Het ek iets verkeerd gesê? Meisies kan mos nie. Dis net vir seuns. En julle is tevrede daarmee? Goeiemôre. Daar's 'n sleeresies. Nou ja, so het mos elke jaar. Ek weet maar hierdie jaar is dit 'n besonderse resies. Meisies neem vir die eerste keer ook deel. O, so. Maklik, ek neem deel. Jy speel seker. Dit sal ons nog sien. Ons ry mos altyd saam. Maar ek gaan nie aan die reisies deelneem nie. Hoekom? As ek nie mag nie, kan jy mos maar. Nee, kan nie, bly tog nou stil. Jy kan, jy sal wen op. As ek nie deelneem nie, kan ek mos nie wen nie. Ek verstaan nie, jy ry dan so goed. En op watter slee? Peter, Moet ek miskien met my tematies hier aan die wedren deelneem? dan moet ons eenvoudig anders sien nie, anders kry as jy net te oud is. Sê my waar? O ja. Dink jy miskien ek ry altyd met die aaklige ou omdat dit vir my so lekker is, hè? Daar's vir jou 'n slee.
Ek sal nooit met my ou kussie kan wen nie, Heidi. Hi Pieter. My oupa het genoeg hout vir 'n nuwe slee. Nou ja, dink jy sal dit vir my gee? Hy het dit mos nodig vir sy speelgoed. Hoe weet jy of hy dit nodig het as jy hom nog nie gevra het nie? Sal jy hom vra? Hoekom nie? Ek is seker hy sal vir ons die hout gee, maar dan sal jy vir hom moet help om die slee te bou. So dit gaan moeilik wees. Ag, nooit, jy's mos slim. Kom ons gaan vra. Ja, ek kan dit baie goed verstaan. Presies. Oupa moes die ander slee by die skool gesien het. Hulle is vinnig. Daar's net een oplossing. Ons sal nog 'n vinniger slee moet bou. Ja, jy moet dit gesê. Julle kan die hout kry op een voorwaarde. Peter moet dit self bou. Ja, Oupa kan help. wat het ek nodig? Dis reg. Heidi en Peter begin vol lewenslus om 'n nuwe slee te bou. Hulle saag en hamer en kan net nie ophou om daaraan te dink hoe Peter met sy tuisgemaakte slee eerste by die wenpaal sou kom nie. Heidi se oupa hou 'n oogie oor die werk. Van tyd tot tyd help hy hulle met 'n nuttige wenk, maar dis ook al wat hy tot die bouery bydra. Peter kan met reg trots wees, want hy gaan baie vaardig met die hout te werk. En toe sê die jakkals vir die eend: "Dink julle nie dit sal gaaf wees as Peter ook na die eend se storie wil luister nie, klas?" Peter, Ja, dit is hoog tyd dat jy 'n bietjie aandag gee nie. ek het moet geluister, regtig. Jou jokkie ook nog. Goed dan. Toe sê die jakkals vir die eend: "Wat? Ons sal maar môre daarmee aangaan." Uiteindelik, pak gou jou boeke, jou tas, dan loop ons. Ja. Nog net vanmiddag dat die klaar. Peter! Ja, wat sê? Is dit waar dat jy in die wedren gaan deelneem? Hoe weet jy dit? Hulle sê Heidi se oupa bou vir jou 'n O slee. ja, sê hulle so. Hy gaan seker baie vinnig wees want 'n oupa weet mos wat hy doen. Hy doen dit net omdat Heidi van jou hou. As jy dan wil weet, hy doen niks nie, ek maak die slee. Ja, en julle sal verbaas wees hoe goed hy dit doen. Ag, Heidi glo jou nie. Jy spog maar weer soos altyd. Wie spog altyd? Jy man, wie anders? Dis glad nie so maklik om 'n slee te bou nie. Dis hoekom. Peter sal dit nooit kan doen nie. Ek sal jou wet as jy wil. Almal weet dat Peter twee linkerduim het. Dan weet almal seker ook dat jy twee dom koppe het. Jy's katterig, Heidi. Heidi, kom, ons het nie nou tyd vir sulke goed nie. Jy's jok en dan loop jy weg, Ja, né? goed, as julle ons nie wil glo nie, kom saam met ons huis toe en vra my oupa wie die slee bou toe. Jou oupa vra? Nes ek gedink het julle is te bang. Bang, het julle dit gehoor? Kom, ons gaan. Ek moet eintlik huis toe gaan. Ek moenie laat wees vir ete nie. Oupa, ons is terug. Is die skool al uit? Ek het 'n paar skoolmaats saamgebring. Hulle wil oupa oor iets uitvra want hulle glo ons nie. Ja? Waarom wag julle dan nog? Nou ja, Ons het omdat hulle gesê het dis presies hoekom. hoor ek sleg of hakkel almal? My kos word koud. Tot ziens. Myne ook ja. Maar ek laat julle wegkom. Vinnig. Wat gaan met hulle aan? Hulle wou my net nou glad nie glo dat Peter die slee self bou nie, oupa nie. En toe sê ek hulle moet vir oupa self kom vra. Hoekom het hulle dan skielik weggehardloop? Wie weet, soms gedra kinders hulle maar eienaardig. Toe die slee wag op julle. Ja. Dis hy. Ja, hoera, hoera. Kom binne, oupa, die slee is klaar. Laat ek sien. Mooi so, Peter, uitstekend. So. Is dit nie goed genoeg nie? O ja, hy's baie stewig. Ek wil net op 'n paar plekke klein verbeteringkies aanbring. Nee, los dit. Huh? Hy moet net so bly sodat almal kan sien Peter het dit self gebou. Goed, nes jy wil. Dankie. Kom ons gaan buite en kyk hoe die slee ry. O ja. Heidi, kyk net vir my. Natuurlik, wat dink jy dan? Weg is hy. O, hy is vinniger as die ander. Stop.
slee het sommer van self gedraai. Ag nee. Miskien het ek iets verkeerd gedoen. So ja. Sê nou jy kry dit nie reg nie. Wat maak ons dan, hè? Moenie bang wees nie. Ek sal dit reg kry, is maklik. Ek hoop so. Laat oupa jou liewer help. Nee, ek doen dit myself. Regtig, Heidi, dit is baie maklik, glo vir my. Jy sal mos nie weet doen nie. Jy weet nie eens wat's fout nie. Die een kant is hoër as die ander. O, Oh, dis weer terug. Aha. Hoe was die eerste rit met die slee? Kort. Wat? Is hy nie vinnig genoeg nie? as dit maar al was, die sleer hy glad nie eers reguit nie. Heidi. Moenie so teleurgesteld wees nie. Peter sal sy slee gou-gou reg kry. Jy sal sien. Ek weet nie, hy skaaf dan alles weer af, oupa. Toe maar, dit sal regkom. Pieter, oupa sê jy sal dit reg kry. Ek hoop alles sal goed gaan. Sê nou die slee val uitmekaar. Hulle gaan begin. Gereed! Ja, jy verwerg my. Ons twee het gewen.
Baie geluk, Peter. Ag, sommer niks. Is jy nie bly dat jy die slee self gemaak het nie? Maar daar was nog iemand wat saam met Pieter gewen het. O, so, né? 2 wenners. Nogtans knap gedaan. Jy kan baie trots wees. Ja, ek voel of ek kan bars. Laat ons maar hoop dat jy nie bars nie, hoor. Jy word nog 'n skrynwerker. O ja! Sal lekker wees. Ja, jy kan by oupa leer. Goed, ek sien jou leer, maar net na skool. In plaas van nie. Dit sal jou goed pas, nie? Gaan vertel gou vir jou ouma dat jy gewen het en sê groete, hoor. Ja, totsiens en baie dankie, oupa. Het jy gesê, oupa? Ja, natuurlijk. Die winter was aan die verbygaan en Heidi en Josef het in die berge op die eerste tekens van die lente afgekom. Vol vreugde groet sy elke bloeisel wat sy raak sien. En dis nie lank nie of sy en haar oupa kan weer in die hut in die berge gaan bly. Dit is nog koud en die sneeu lê dik, maar hierbo is Heidi nog altyd die gelukkigste. Na 'n lang ruk kom daar weer 'n brief van Clara uit Frankfurt, waarin sy skryf hoe graag sy vir Heidi en Peter wou kom kuier. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.